Dag sê, in vandag se broodbrokkie gesels ons oor die feit dat jy veilig in God se hande is en dat niemand jou uit sy hande kan ruk nie. Ons skriflesing vir vandag kom uit Johannes 10 vers 28 tot 29 wat soos volg lees. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Daar is niks so bevrydend soos die ware, vrye genade van God nie. Die oomblik as jy glo dat die Here Jesus Christus vir al jou sondes, jou verlede, jou huidige en selfs jou toekomstige sondes aan die kruis gesterf het en op die derde dag liggaamlik uit die doodheid opgestaan het, vind daar 'n ewige verandering in jou posisie voor God plaas. Jy word onmiddellik oorgeplaas van die dood na die lewe. Daar is ongelukkig 'n dwaalleer wat verkondig dat 'n gelowige uit genade kan verval. As gevolg hiervan leef baie mense in vrees, omdat hulle dink dat hulle redding van hulle eie prestasie afhang. Hulle is bang dat as hulle sou struikel en in daardie toestand sterf, hulle verlore sal wees. Maar die ware evangelie van vrye genade vertel 'n heel ander storie. Redding is nie 'n beloning vir goeie gedrag nie, maar 'n gratis geskenk wat deur geloof alleen ontvang word. Toe Jesus aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring, het hy die volle prys vir elke oortreding reeds betaal. Ons teks vandag wys vir ons die absolute sekuriteit van die gelowige. Let op wat Jesus sê, hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. Dit is nie 'n tydelike belofte wat verval as jy struikel nie. Jy is vasgevang in 'n dubbele greep van liefde, in die hand van die Seun en in die hand van die Vader wat groter is as almal. Jy kan jouself nie uit daardie hande uitwurm nie, want jou ewige lewe is gekoop met die kosbare bloed van Jesus, nie met jou eie goeie werke nie. Jou redding is so veilig soos die een wat dit beloof het. Ons skriftuurlike feit om te onthou vind ons in Romeine 11 vers 6 wat soos volg lees. En as dit deur genade is dit nie meer uit die werke nie, anders is die genade geen genade meer nie. Onthou elke dag hierdie waarheid, redding is 100% genade. As jy selfs net 1% moes bydra om jou redding te behou, sou dit nie meer vrye genade wees nie. Jy is veilig omdat hy getrou is, nie omdat jy perfek is nie. Deel asseblief hierdie blye boodskap met soveel mense as moontlik uit dankbaarheid vir die genade wat jy alreeds ontvang het. Daar is mense wat hierdie boodskap nodig het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U vandag vir die onbeskryflike grootheid van U vrye genade. Dankie dat die Here Jesus die volle prys vir my sondes aan die kruis betaal het en die dood oorwin het. Ek rus vandag in die wete dat my ewigheid veilig is in U magtige hand en dat niks of niemand my daaruit kan ruk nie. Help my om vanuit hierdie vryheid en sekerheid voluit vir U te leef. Ek vra dit in die kosbare naam van die Here Jesus Christus. Amen.